Goeiemôre. Ons skriflesing van vandag wees uit Johannes 21 van vers 1 tot 19 en die tema is ete langs die see. Kom ons bid saam. Here, in hierdie oggend sê ons vir U baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees rondom U woord. U onfeilbare woord, die enigste woord. 'n Woord wat ons kan oopmaak om ons te vertel wie U is. Om vir ons 'n opening te gee na U toe, na die hemel toe. Vir ons vertel van wie U seun was en is. Was toe hy op die aarde was en nou is waar hy in die regterhand sit. Dankie vir die Gees wat in ons bly. Dankie vir die voorreg om ook hier by mekaar te kan wees op hierdie oggend. Here, ons bid vir hulle wat swaar kry en wat siek is, dat hy elkeen sal aanraak. Amen. Johannes 21, en ons lees daarvan op vers 1. Die opskrif is Jesus verskyn nog 'n keer aan sy disippels. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons wil ook saam met jou sê, vir hom het gegaan en die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe het al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boorlui was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het in die skuitjie gekom en net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle vuurbrand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle net gevang het. Simon Petrus het in die skuit ingeklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse. 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle net so op die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, Here, as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil.
Maar die van die oudste sal jy hande uitsteek en iemand anders leeu vasbak en jy bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur wat so dood Petrus God se verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ons lees en tot daarson. Ete langs die see. Ek wil hê jy moet jouself so 'n bietjie indink. Ek wil hê jy moet jouself indink, jy staan daardie oggend op 'n strand. Ek wil hê jy moet jouself indink aan daardie ontbyt. Ek dink dit was nogal 'n ongemaklike affære. Want ek dink dat niemand het regtig geweet hoe hy moet lyk of wat hy moet sê nie. Jy sien, daar was 'n olifant in die kamer. Daar was 'n voor die hand liggende vraag wat op almal se lippe was, maar niemand was regtig lus om dit te vra nie. Here, is dit regtig U? Aan die een kant het hulle dit geweet dat dit Jesus wat opgestaan het. Maar tog ook nie. Onthou, Maria Magdalena het Jesus goed geken en sy het hom nie herken die oggend nie tuin nie. En net so was die disippels ook nie heeltemal seker nie. Want iets aan Jesus was anders. Vreemd anders. Maar toe Johannes daardie oorvol net te sien, toe weet hy. En Petrus het geweet, toe hy sy oorkleed oorgooi en in die water duik, het hy geweet. Nie omdat hy die impulsiewe Petrus was nie. Maar hy het ook geweet iets pla hom. Hy het hom gejaag. Want hy dink terug aan daardie kyk van Jesus. Daardie aand toe die haan kraai by die vuur. Ek dink hy het baie rondgerol en in die aand gewonder. Hoe nou? Hoe voel Jesus oor my, wat hom voor 'n diensmeisie verloon het? Die eerste is, ek sal nooit weet nie. Want hy is dood. En nou? Nou staan hy hier op die strand. En daarom was daar nie 'n manier dat hy net op die boot kon sit en wonder nie. Nee. Selfs toe op die strand was, het hy nie geweet om die saak aan te roer nie. Later toe almal op die strand was, toe hang hierdie saak nog in die lug. Petrus wil jammer sê. Maar dit is 'n baie bizarre situasie waarin hy is. Dit is eintlik te goed om waar te wees dat die Here terug is. Maar hoe hanteer jy dit? Hoe praat jy met iemand wat nog die merke aan sy hande dra van hoe hy deur sy vyande vermoor is? Hoe praat jy met iemand wat jy self begrawe het en die klip toegemessel het? En nou eet julle op die strand, asof daar niks gebeur het nie. En Jesus eet lekker saam aan die vis. Natuurlik nie sonder rede nie, want die feit dat hy voor hulle oë vis braai en eet, maak hulle nie meer kan wonder nie, want spooke braai nie vis nie. En hulle eet dit nie saam met brood en ander mense nie. En dis toe dit tot die disippels deurdring. Wauw, dis regtig hy.
Ek dink vir Petrus was hierdie 'n geweldige ongemaklike ontbyt. Aan die een kant het ek dink hy het so onderling na Jesus geloer en gedink, ja, is dit regtig hy? Hy wat nou alles nog lewe, maar hy het gesukkel om in die oë te kyk. Want hy het nie geweet hoe voel Jesus oor hom nie. Hy het nie geweet of dinge ooit weer normaal sal wees na daardie verskriklike nag nie. Sou die Here my vergewe? Ek, die verraaier. En toe is die ontbyt verby, en hulle kom 'n bietjie ontspan en toe kyk Jesus, Petrus, vierkantig in die oë. Want Jesus weet, Petrus het geen idee hoe om die ding reg te maak met hom nie. En daarom help Jesus hom. En hy vra hom, Petrus, het jy my baie lief? Meer as lief. Ja, onthou jy Petrus, jy het 'n paar dae terug gesê, vol bravade, jy is vir my liewer as vir enige een van hierdie ander ouens. Jy sal by my staan, jy sal vir my sterf. Al vlug hulle ook almal weg. Dit was toe, maar intussen het baie gebeur. Intussen het jy self leer ken wie jy is, dat jy daardie nag teruggedeins het vir 'n diensmeisie. Petrus, jou bravade, jou grootdoenerigheid het platgeval. Petrus, jy moet kies, kyk rondom jou. Hier is jou vriende, die see waarvoor jy as visser so lief is. Nie is die visserskuite wat jou enigste lewensonderhoud is wat jy ken. Sien jy regtig kans om dit alles prys te gee? Sien jy regtig kans om my te volg? Ja, jy het my nou eers regtig leer ken. Jy sien lyk my koninkryk. Jy het gesien hoe ek my oorwinning aan die kruis behaal het terwille van my mense. Maar jy het ook gesien ek is 'n diensknegt. Jy het gesien hoe ek ly. Is jy regtig lus om my te volg, Petrus? Sien jy regtig kans daarvoor? Hierdie vraag vra Johannes vir jou ook vanoggend. Wie is jou Jesus? Ja, hy is die gekruisigde. Maar verstaan jy wat dit alles beteken? En wat 'n verrykende implikasies dit in jou lewe het? Want jy sien, jy kan nie net Jesus volg en moet net aangaan soos altyd nie. Jy kan nie hierdie ander se koning, hierdie nederige diensknegt sien en steeds aangaan asof jy die belangrikste een is, na wie almal moet opsien. Sien jy regtig kans om die Here te volg, soos hy gevolg word? En ons weet almal wat was Petrus se antwoord. Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê dit 3 keer. En elke keer sê Jesus, maar dan het ek werk vir jou. En die werk is, gaan sorg vir my kerk. As jy my werklik lief het, sal jy my kudde versorg. Dis soos dit werk. Jy sien, ware liefde vir die Here kom met 'n opdrag. Dit sê niks as jy net sê ek is baie lief vir Jesus, maar jy is by niemand betrokke nie. En jy lewe maar net eintlik vir jouself nie. Want ons liefde vir Jesus bind ons onlosmaaklik vas aan ander mense. Hy sê as jy my lief het, sal jy toesien dat my kudde versorg is. Dat my lammetjies wei, dat my skape opgepas word.
My liefde sal jou laat begin wegkyk van jouself, en jy sal ander begin raak sien. Jy sal mense sien wat jou nodig het, eensames wat swaar kry, mense wat 'n skouer nodig het om op te huil, of 'n arm nodig het om op te leun. As jy my liefhet, sal nie meer vir jouself leef nie. Jy sal leer om daar te wees vir ander. Ongelukkig is dit een van die naderaaie van COVID. Dat mense geleer het om op hulle eie kerk te wees. Dat mense hulle self begin wys maak het, jy het nie regtig ander nodig om die Here te dien nie. Jy kan die Here net so goed in jou eie sitkamer vir jou eie TV dien. Maar jy sien, kerk toe gaan is 'n klein deeltjie van my kerk wees. Of om na 'n preek te luister. Kerk is veel meer as dit. As jy regtig die Here liefhet, as jy regtig vir Jesus kies, dan gaan hy jou lewe omkeer. Want jy sien, liefde is nie abstrakt nie. Liefde is prakties. Jy is vir God lief, as jy vir mense begin omgee. As jy regtig vir God lief het, dan sal hy na sy kudde toe stuur. Jy begin sommer daar by jou eie adres, by jou maat, of die man of vrou wat hy vir jou gegee het. Lewe so dat mense kan sien, dat jy die groot dienaar koning dien. Want Jesus sê, as jy my regtig lief het, sal jy ander begin raak sien. En dan sluit Jesus die gesprek af met Petrus en sê vir hom, Petrus, onthou nou, hierdie gaan nie 'n pad van maanskyn en rose wees nie. Onthou, daar wag ook vir jou 'n kruis. Daar wag vir jou vervolging. Jy sien, ons kan God net volg as ons kruis opneem. Dis wat disippelskap is. Jy moet in jouself sterf. Jy moet kan sê, nou lewe ek nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in my. Daarom kyk Jesus jou vanoggend vierkantig in die oë en hy vra jou, sien jy kans daarvoor? Het jy Jesus werklik lief, meer as alles en almal om jou? Jy moet kies. Sien jy regtig kans vir dit wat dit alles van jou gaan vra? Sien jy regtig kans om Jesus se disipel te wees? Amen.